As 'n goeie aand aan almal en baie welkom by ons eerste van ons Pinksterreeks aan tafel met Jesus. Kan ons net gou vir 'n oomblik rondom ons kyk en net sien of die moeite wat hier aangegaan het. Ek wil net gou voor ons begin met gebed en al die ander reëlings, net so 'n paar praktiese goed. Julle kan sien op die tafels is daar penne. Julle kan met hulle skryf, notaatjies maak, jy kan 'n goedjie daarop skryf, as jy 'n prentjie wil teken, net kerkvriendelike prentjies, asseblief. Die enigste reël wat daarmee saamgaan is vir die penne huis toe vat nie. Dis eintlik tannie die se skoolkinders se penne. Hulle leen dit net vir ons. So asseblief gebruik dit vir die hele week lank. Die res van die goed op die tafels, die vrugte, die suurlemoene, die brode, dis alles Bybelse kosse wat ons so soort van mekaar gekry het om hierdie hele tema van aan tafel met Jesus nou uit te beeld. En al die goed op die tafels van die neute en die vrugte gaan ons gedurig so 'n bietjie aanvul. So julle kan enige tyd daarvan eet, as jy lus is vir 'n appel of 'n broodjie of enigiets van dit saam. Geniet dit. Ek dink dis die hele idee daarvan terwyl ons besig is, kan jy so hier en daar nibbel bietjie en ek het net op so 'n manier geniet. Ek dink dis so 'n half die geseënde ding daarvan. Die idee van hierdie hele aan tafel met Jesus tema is dat ons so 'n bietjie meer leer oor ons daaglikse manier van aan tafel sit. En ons begin deur eintlik te kyk hoe Jesus aan tafel gesit het. En ek dink so half die mooi daarvan. So dit al die goed wat ons leer en die goed wat ons gaan oor praat moet eintlik kan gebeur sommer net hier. Dis so half die idee daarvan en dis hoekom ons tafel sit. Maar voor ons begin, kom ons sluit die oë en dan sê ons ook vir die Here net dankie. Here Vader, U is altyd beter as wat ons verdien, Here. Here, vanaand sit ons om tafels, Here, en ons voel geseënd. Ons het mense om ons, Here, wat vir ons lief is. Ons het mense wat vir U lief is. Here, en hoe bevoorreg is ons om sulke oomblikke te hê. Here, waar ons 'n bietjie meer gaan leer oor hoe Christus gestap het en gesit het en geëet het. En hoe hy mense gehanteer het, Here, dan vra ons, Here, dat hierdie dinge tot ons hart sal spreek. Mag U wees in die eenvoudige dinge hierdie week, Here. En die saam eet, dankbaarheid, die glimlagte. Mag ons weet dat elke aand, Here, so 'n afspraak is met ons Pa, om net 'n bietjie 'n oomblik te hê met hom. Dankie, Here, vir U groot genade. Amen. Genade vir julle en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ook die Heilige Gees. Amen. Ek wil nou vanoggend of vanaand, ek gaan nou oor sê ek word elke keer oggend. Ek wil nou vanaand vir ons so 'n bietjie van 'n tema gee van wat aan tafel met Jesus nou eintlik behels. Maar die idee is dat die manier hoe ons eet sê baie van ons. Julle kan dit nou al sien as jy nou ooit in 'n plek gebly het waar daar Engelse mense en Afrikaanse mense so 'n soort van in dieselfde gemeenskap is en jy gee vir hulle koffie of tee en 'n beskuitjie of 'n koekie. Dan kom jy dadelik agter daar's 'n verskil. Die Afrikaanse mense kan nie dink dat jy 'n droë beskuit in jou mond moet sit en hom kou nie. En die Engelse mense kan nie glo dat jy die beskuit so in dompel en die tee en hom eet nie. Daar's hierdie duidelike reëls wat jy nie dit doen nie. En dis nie eers te praat van die regte groot godsdienstige wette. Van die Jode met hulle kosher wette en die moslems met hulle halal wette nie. En dan weet ons in die Christendom het ons altyd 'n groot reël gehad oor hoe ons aan die nagmaaltafel self sit. Nagmaaltafel is vir ons 'n heilige ding, hè. Dis nie iets wat jy iemand nooi wat glad nie vir Christus ken nie. Hoewel ons weet Christus en hom verwelkom, maar die nagmaal self is tog 'n intieme verhouding met jou God. En ek dink ons hou daai deel altyd vir ons nogal redelik heilig. Ek het in Durban het 'n Hindoe man bestaan vir my gesê, hy het net kom kyk hoe lyk die Christen geloof, kan hy die nagmaal saam met ons vier? En ek het nogal gestoei met daai ene. Hoewel ek hom wil welkom en ek het gesê, jy kan regtig, maar dit is nogal 'n intieme ding met die Here. En jy moet regtig verstaan waar dit gaan, om dit tog nie eintlik 'n belaglike ding te maak. En so daar's ook daai tipe goed wat ons mee stoei. Nou die eerste tema wat ons so half aan dink, is ek onthou hierdie navorsing het gegaan het oor hierdie spesifieke Afrika stam. Ek dink hulle het hulle genoem die Rena Kiva, of wat ook al wat jy gaan noem. En hulle het hulle baie bestudeer, omdat hulle 'n snaakse manier gehad het van by mekaar kom en eet. Hulle het 'n ding gehad wat hulle mekaar kom, en dan sê hierdie ou, wat vir hulle die konkoksies aanmaak wat hulle moet drink.
En dan hierdie ding wat hulle drink, het hulle so 'n soort van bietjie verander, jy weet, hulle is ander manier gehad van optree daarna. En dan die ritueel het gegaan oor die groot vuur wat gebrand het, en die mans het om daai vuur gesit, en dan het hulle hierdie diereoffers gehad wat hulle op die vleis gebeur het. En dit was so 'n halwe ding wat die mans van die groep moes deelneem in dit, en die vrouens het hulle aangemoedig, maar hulle mag nie deel gewees het aan die vuur nie. Hulle het altyd een kant gesit. En as 'n vrou sou oorsteek na hierdie vuur toe waar die mans nou staan, dan sou sy deur die vrouens en die mans vreeslik aangevat word, want sy mag nie daar kom nie. En jy kon baie sien van hoe hulle eet, en die manier hoe hulle praat, en die goed wat hulle oor sê, terwyl hulle in hierdie ritueel is. En die vreemde ding, toe hulle dit navors, is dat terwyl hulle nou so half in die bietjie van 'n stasie is, en bietjie hierdie diereoffers doen, dan praat hulle oor so tipe spesery. Hulle kon nie verstaan waaroor dit gaan nie, want die manne het oor en oor gepraat oor 'n ding wat hulle noem die karikap. Nou as julle nou gewonder het waaroor ek praat, die naam Rina Kiva is die agterste voorom van Afrikaners, né? En die vleisoffers is die braaivleisvure wat ons elke Saterdag so by gestaan het, en die konkoksies is die brandewyn en coke wat ons so saam met 'n koffieglasie wyn. Nou dit is interessant as jy so van buite af kyk hierdie rituele en hoe ons dit doen en wat tog deel is van ons maniere, dan kom jy agter dit sê van ons baie. Wie eet saam met jou? Wie voel jy ongemaklik om saam met te eet? En ek dink hierdie ding is alles deel van wat ons van Christus ook af leer. Hy het soms selfs slegte tafelmaniere gehad, wat baie mense gevoel het, dit is eintlik 'n bietjie goor. Maar ek deur al daai goed het hy iets gesê van wie is God. Die hele idee van hierdie tafel met Jesus is, ons gaan 'n paar goed antwoord. Om te sien hoe God eet. As ons sê, ons is hoe ons eet, en ons sien baie van onsself in hoe ons eet, dan is dit ook dieselfde vir God, hè? En ons sien dit deur Christus. So een van die antwoorde wat ons wil hê is, wie is God? En dan gaan ons van daai antwoord af gaan na wie is ons? En wie is ons as ons die pad stap saam met Christus? Nou die eerste tafel, vandag is nou die tafel nadat ons nou so 'n soort van geopen het, is die tafel van Emmaus. Nou dis interessant, want het begin so aan die einde van die Lukas evangelie, en baie keer die begin, die sleutel van 'n ding lê altyd heel aan die einde. Jy het 'n boek gelees en jy weet nie of hy goed gelees het, maak jy die laaste bladsy oop. Net gaan om te kyk hoe hy eindig, nee, dit sê baie. Nou gaan vir ons net so 'n kort stukkie lees, in die einde van die Emmausgangers, is in Lukas 24 vers 28. Toe hulle by die dorpie aankom, waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly, terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle toe die 11 en die ander mense mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Net tot so ver. Het is altyd interessant hierdie storie, dat hierdie naweek vir hierdie twee Emmausgangers nie die wonderlikste naweek was. Ek dink almal het gedink, Jesus is konstant op pad Jerusalem toe, en daar by Jerusalem gaan daar iets gebeur. Miskien gaan hy opstaan en hy gaan uiteindelik die koning wees, wat ons dink hy gaan wees. Miskien gaan ons hom kroon, miskien gaan hy die begin van hierdie messiaskap begin. En dit begin sommer vreemd, Jesus klim op 'n donkie en hy ry nie op 'n perd in nie, hy ry sommer op 'n donkie in. En die Messias wat hulle nou gedink het nou op hierdie naweek gaan opstaan, het gesterf. En die derde dag na sy dood is eintlik nou al eintlik amper verby. Die son gaan amper sak. So die hoop wat hulle gehad het is eintlik nie meer daar nie. En hulle stap weg van Jerusalem of op die pad na Emmaus toe, eintlik so half uit 'n moedeloosheid. Nee, daai hele idee van ons wil eintlik nou wegkom uit hierdie situasie uit. Ons weet nie eintlik nie wat om te dink nie. Die hele situasie is nou vir ons die mekaar. Ons weet nie wat om te glo nie. Kom ons kom net hier weg. Kom ons loop net 'n bietjie weg.
En op hierdie pad waar hulle so wegloop, kom Christus daar aangestap. Dit is interessant dat daar's verskeie plekke wat ons nie weet heeltemal presies in die Bybel waar dit is nie. Emmaus is een van hulle. Ons weet waar Jerusalem is. Ons weet presies waar hy is, want dit is ook die plek waar Christus konstant na heen geloop het. En dat was die middelpunt van waar ons gedink het goed gaan begin en ook toe geëindig het. Maar Emmaus is so half bietjie van 'n vraagteken. En ek dink wat van daarin lê is dat ons almal het in ons lewens Jerusalems en ook die Emmaus. Die Jerusalem is die plek in ons lewe waar ons tog dink of weet ons gaan vir God dalk daar ontmoet. Dis die plek waar jy verwag hy gaan dalk wees, né? Dalk is jou Jerusalem iets soos die eredienste op 'n Sondag of miskien 'n Bybelstudie. Miskien RSG se 5 wat sê RSG se vroegoggendgedagte. Miskien is dit 'n bietjie stilte in die veld, musiek wat jy opsit. Maar is daai plekke wat ons verwag ons gaan vir God daar ontmoet. Ons gaan sy stem hoor. En dan het ons almal ook Emmaus. Dis daai plek wanneer ons eintlik vir 'n stadium bietjie voel ons is te mekaar. Miskien het jy gevoel op die stadium ek voel nie noodwendig God in die kerk nie. Ek hoor hom nie. Ek is bietjie te mekaar met die manier hoe ek glo en voel en dink. En dan is Emmaus die plek waar ons so 'n soort van ontsnap. Omdat ons eintlik nie nog kan werk met hierdie dinge wat ons onseker maak. Miskien is dit jou Emmaus vir jou rekenaarskerm. Miskien is dit 'n jagveld. Miskien is dit in jou kar, waar jy musiek luister wat jy eintlik so 'n bietjie skuldig oor voel. Maar elkeen van ons het verskillende goed wat ons tog gebruik om weg te hardloop. Miskien is dit 'n glasie na die dag, maar al wat dit is daai ons snap, want ons weet nie eintlik waartoe om te gaan nie. Nou is interessant dat ons dikwels nie vir die Here verwag op ons pad na Emmaus toe nie. En is dikwels meer gereeld dat God daar verskyn as in Jerusalem self. En dis so half die wonderlike deel van hierdie verhaal, dat is daar waar hulle vir Christus ontmoet. En hulle ontmoet hom eintlik so half as 'n vreemdeling. Nee, dis so half 'n interessante ding. En Christus doen die moeite om vir hulle te sê, soos hy met hulle praat, dat hy is eintlik, dat die Christus wat moes kom, moes gekruisig word. Hy kom nie as 'n held aan met blink klere en verskriklike mooi waaierige hare nie. Hy kom as 'n gekruisigde vreemdeling en hy daag op in hulle lewens. En dit is so half die misterie daarvan. Ek wil hê jy moet daai ding onthou, want hierdie week gaan ons baie keer praat oor hierdie term, die gekruisigde vreemdeling, van hoe God baie keer opdaag in ons lewens. En die interessante ding is, hierdie les van vanaand, begin die tafels deur eers te begin sê, ons moet leer om God te kan sien op die pad na Emmaus. Ons moet leer om hom te kan raak sien. Nou die interessante ding is, Jesus gebruik so al 5 momente om hierdie mense weer te leer om te sien. En al die 5 goed is goed wat ons in ons eredienste kry. Maar dan gaan al 5 net vinnig opnoem, terwyl voor ek dit nou gaan verduidelik. Dis eers half die begin van, hy stap saam met hulle, so half die gemeenskap, né? Hy stap saam met die vreemdeling. En dan die tweede ding is, hulle praat 'n bietjie oor die Bybel, die skrif. En dan is al gebed, né? Die gebed en daai ding is, waar hulle vir Jesus vra, hoor, kan jy nie nog bietjie langer bly nie, né? Kom bly oor by ons. En dan is daar die breek van die brood, en dan sal hy uitgaan terug na Jerusalem. En dis alles goed wat ons in ons eredienste kry. Dis normale erediens goed. Maar die vraag vanaand is nie hoe ons dinge in 'n erediens doen nie. Hoe doen ons dinge op ons daaglikse lewe op 'n tafel soos hierdie? Hoe sien ons God raak? Hoe sit ons om daai tafels? Ek sit en dink aan hierdie feit dat Christus so half as 'n vreemdeling by hulle opdaag en hierdie gemeenskap van soms loop saam met 'n vreemdeling verander baie keer die manier van dink, hè? Ons verwag baie keer om God se stem te hoor in Bybelstudies of in geestelike gesprekke met mense wat ons weet geestelik is. Ons verwag nie altyd God se woord deur die onbeplande gesprek van my buurvrou nie. Of daai persoon wat ek eintlik nie lekker verstaan nie. Ek verwag dit nie daar nie. En tog kom Christus juis as 'n vreemdeling in hulle in. En hy begin ons herinner dat God verskyn baie keer
in vreemdelinge in ons lewens in. En ons verwag hom in Jerusalem. Ons verwag hom nie op Emmaus nie. En tog kom praat hy, nee, daai gesprek van 'n buurvrou, of daai kollega wat jy eintlik meeste van die tyd vir my, hy kom praat met jou. Ek het nou die dag, so 'n paar jaar terug, het ek vir myself 'n besluit gemaak. Soms kom jy mos in die winkels, en dan kom maar iemand, of hy van 'n ander denominasie is, of wat ook al, maar hulle kom gee vir jou blaadjies van ons kerk, en dan is al klomp goed geskryf, en onder andere Bybelteks op is, en al die goed. Jy kry dit soms. Ek het vir myself gesê, dat as iemand vir my iets gee met 'n Bybelvers op, dan gaan ek die Bybelvers lees. Ek weet nie wat die ander goed is wat hulle sê nie, maar die woord is die woord van God. En as hy op 'n manier by my geland het, dan gaan ek hom lees. Want die woord wat die Here stuur, maak altyd saak. Maak nie saak of hy op die supermark by jou land, of waar hy by jou land nie. Die woord van die Here maak saak. En dis altyd vir my die waardevolle ding, né? In die vreemdelinge van ons lewe kan ons baie keer begin soek vir God se stem. Ons moet nie dit vergeet. Dat die tweede pad wat hy kom is, Christus kom en dan gee hy vir ons die skrif. Nee, hy lewer vir hulle 'n bietjie die skrif en hy sê vir hulle 'n bietjie hoe die Bybel werk. Ek dink vir myself as ons 'n bietjie anders dink oor die skrif self. Ons ondersoek baie keer die skrif. Ons let nie op dat die skrif eintlik vir my ondersoek ook nie. En ek dink dis vir my half die waardevolle ding wat Christus doen. Hy is nie besig om te sê, kom ons gaan kyk net en gaan leer net 'n klomp dinge oor die Bybel nie. Kom ons sê, wat sê die Bybel oor my lewe? Ek het 'n ding waar my kinders, ek het nou die dag weer, dit is 'n moeilike ding. My kinders leer my baie oor die Here. Ek raak groot saam met my kinders. Ek het nou die dag vir die Here gevra, Here, hoekom luister my kinders nie vir my nie? Ek kan hoor hoe die Here vir my lag. So asof my kinders ook nie. Die Here weet presies wat ek sê. Want sy kinders luister ook nie vir hom. En dis altyd daai lesse wat ons so leer. Dis nie noodwendig die ondersoek van die skrif nie. Maar as ons toelaat dat die Here se Bybel deel raak van my alledaagse verstaan van hoe die wêreld werk. So gereeld verstaan ek my lewe beter, want ek kom agter wat God eintlik bedoel het. En dis wat Christus hier kom doen, hè? Op die daaglikse lewe sê, die manier hoe jy eet, kom ons dink gou oor wat die Here sê oor dit. En dis eintlik 90% van jou lewe. En dan sal jy die oomblik waar hulle opgewonde is oor dat hulle met die vreemdeling praat. En die vreemdeling het so iets oor hulle lewens gesê wat vir hulle sin maak. En dan vra hulle vir hom, sal jy nie asseblief net 'n bietjie langer by ons bly nie? En ek dink aan daai idee van gebed. Ons sit baie keer met die gebed vas en dink ons, gebed gaan oor wat ons sê. Soms is gebed om stil te bly. Maar nie net dit nie, om ruimte te skep om te kan hoor. Ek dink baie keer, 'n paar van julle weet ek is ook redelik besig deur die dag en jy ry van een afspraak na 'n ander een of jy het een oproep na die volgende een en soms van een plek na die ander een maak jy die gapings vol met of musiek of 'n oproep van iemand wat jy gou nog vinnig wil opvang mee, maar jy maak goed vol soveel soos wat jy kan. En soms is gebed om die ruimte te skep dat God kan met jou praat. Dis al vir my 'n moeilike ding, maar ek probeer soms, wanneer ek ry na 'n plek, toe nie die gaping volmaak, maar sonder die musiek afsit. Nie dat die Here moet met my praat nie, maar dat hy kan met my praat. Die ruimte skep dat God kan dit vul met homself. En dit is altyd al vir my die mooi alledaagse ding, en meer kere as nie, vul God daai ruimte. Met goed wat ek weet, ek eintlik moes meer oor opgelet het, en tog nie gedoen het. En dan vind ons hierdie gedeelte van die breek met die brood, en ek dink dis wel of die klimaks van die eerste tafel. Hierdie gekruisigde vreemdeling kom in jou lewe in. En ergens leer hy vir jou nie wat die Bybel sê nie, maar hy leer vir jou wat die Bybel oor jou lewe sê. En ergens het jy ruimte geskep om die geestelike gekruisigde vreemdeling in te laat, en jy nooi hom na jou tafel toe, en dan vat hy die brood, en hy breek dit, en hy dank hier daarvoor, en hy deel dit vir jou uit.
En dit fascineer my altyd die feit dat hulle vir Christus nooi en dan word Christus so 'n soort van die gasheer wat hulle bedien. Dis nogal waardevol, né? En as jy nou dink aan die tafel, dan sit en dink ek altyd, hoe gaan ek op 'n geestelike manier mense deel maak van my tafel? So dan eerste ding wat ek dink is, miskien moet ek meer mense nooi. Jy weet, ons het eenvoudige ding, miskien moet ek meer vreemdelinge nooi, mense wat ek nie ken nie, mense wat ek nie baie goed ken nie, miskien, ek dink 'n beter manier om daaraan te dink, is dit, wat is die kos wat ek vanaand voorberei het? Wat as ek nie dink dat ek het voorberei het, maar dat Jesus het vir my voorberei het? Wat is die kos wat ek vanaand eet, as ek glo dat Christus het vir my voorberei het, en dat hierdie tafel wat ek kan sit nie my tafel is, maar Christus sit. En dat ek nie hom uitnooi nie, maar hy nooi my uit. Nou ek het, jy het nou al baie keer gehoor, Gawie het vir my hase gegee, die hase is nou weer terug by Gawie, maar ek het er een groot haas gehad, wat ek, hy was stout, maar dan rasper ek nou wortels vir al die hase, en dan as ek wortels nou daar neersit, dan kom hierdie een groot haas, en dan staan hy alles toe, en dan kies hy wie saam met hom mag eet. Jy weet, asof dit sy wortels is, en asof dit sy bakkie, en asof dit sy, asof alle allemaal aan hom behoort. En ek dink die waardevolle ding daaraan is om net vir 'n oomblik weer te besef dat die kos wat ons vanaand eet, die tafel aan wat ons sit vanaand, behoort nie aan my nie. Dit behoort aan God. En ons word na tafels toe uitgenooi, verskeie tafels deur die dag, né? Soms is dit 'n konferensietafel, soms is dit 'n koffietafel saam met jou seun of jou kind, soms sit jy saam met 'n bankbestuurder aan 'n tafel en jy moet ergens vir hom pleit, maar een van die interessante goed is, wat is dit die Here is wat die gasheer is van die tafel en nie ek? Die Here wat ons sit by mekaar en sê, hierdie is my kinders en hier is julle. Mag julle saam leef. En dis die waardevolste ding van aan tafel vir God begin sien is, eers wanneer jy agterkom die tafel se sy. En dan sê hy die laaste oomblik waar hulle nou agtergekom het God was daar, agtergekom het Christus se tafel was eintlik hulle tafel, nee, dis al die wonderlikste beeld daarvan. En hulle hardloop toe nou terug Jerusalem om te gaan praat oor Christus, en dan wonder ek myself, ons dink altyd, miskien is die ding dat as ek iets van God beleef, moet ek dit nou gou gaan sê by die Bybelstudie, of miskien moet ek dit nou gou gaan sê by die kerk, of vir my dominee 'n WhatsApp stuur, of van wie ook al, want dit het nou gebeur, en ja, dis fyn, maar wat is die beweging in ons lewe begin die oggend wat ek opstaan en my skoene aantrek? Wat is die doel van om Christus te sien beteken, dit hang af hoe ek opdaag by die werk vanoggend. Dit hang af hoe ek ry in die verkeer vanoggend. Dit hang af hoe ek vanoggend met watse temperament en gesindheid, met watse liefde ek in mense se lewens opdaag. Ek dink dit is altyd vir my baie meer waardevol om te sê, ek het Christus gesien, en omdat ek Christus gesien het, daag ek bietjie anders vandag op by die werk, as wat ek voorheen gedoen het. Dit is baie meer waardevol, né? As om net vir 'n klomp mense te gaan vertel van Jerusalem. En ek dink die probleem is, ons wil altyd alles weer terugbring kerk toe. En alles wat Christus gedoen het, is hy die kerk probeer na die mense toe bring, om te sê, dis hier. Dis hier waar ons ruimte skep vir gebed. Dis hier waar ons enigiemand aan die tafel saam met ons laat sit, want dis God se tafel. En dis hier waar ons vir die woord vra, praat met my oor my lewe, sodat ek kan myself beter verstaan. En dis vir my waardevol. Nou ons gaan hierdie week bietjie verskillende tafels hê, en hierdie is nou nie die eerste tafel. Die eerste tafel is die Emmaus tafel. Dis die tafel wat ons herinner dat hierdie week gaan jy op verskillende tafels sit, nie hierdie 3 nie. Jy gaan by jou werk, by jou huis, en op verskeie plekke genooi word deur God om aan tafel te sit saam met mense. En elke tafel wat jy aan sit, gaan aan God behoort. Of jy gaan hom sien daar, of jy gaan vir hom ruimte skep, mag God gaan praat. En mag ons leer om Christus te sien in die alledaagse ding. Kom ons sluit die oë. Here Vader, ons lewe is nie net daai vakansietjie weg
waar ons kan see toe gaan, of daai tydjie waar ons kan gaan jag of wegbreek nie, Here. Ons lewe is nie net Sondagoggende waar ons bietjie meer oor God kan leer. 90% van ons lewe gebeur wanneer ek opstaan in die oggend, wanneer ek aan die ontbyttafel sit, wanneer ek uit my deur uitstap en wanneer ek mense ontmoet, vreemdelinge. Here, mag ons leer om U te sien in die onverwagste gesprekke van mense wat ons dalk nie eens verstaan nie. Van mense wat ons dalk nie eens ken nie, maar God ken hulle. Mag ons leer om U te sien, Here, in die ruimtes wat ons los. Mag U woord ons lewens verander. Maar mag hierdie week, Here, 'n week wees waar ons konstant saam met U aan tafel sit. Ons vra dit in die wonderlike naam. Amen. Geliefdes, ons